30 Oktober, seëninge beloof aan diegene wat in Christus bly. Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Kolossense 1 vers 27. Dinge wat siektes van liggaam en gees by byna elkeen veroorsaak, is ontevredenheid en memorering. Hulle het God nie. Hulle het nie die hoop wat ingaan tot binnekant die voorhangsel as 'n anker vir die siel wat veilig en vas is nie. Almal wat hierdie hoop het, sal hulle reinig soos hy rein is. Hulle word nie gepla deur rustelose verlange, memorering en ontevredenheid nie. Hulle oë is nie gedurig op soek na kwaad nie, en hulle verknies hulle nie oor allerlei moeilikhede wat hulle in hul verbeelding optower nie. Maar ons sien baie wat hul moeilikhede vooruitloop. Angs is op elke gelaatstrek gegrif. Hulle skyn geen troos te vind nie, maar verwag gedurig die een of ander vreeslike onheil. Ydelle vermaak sal nooit die gesindheid van sulke mense regkry nie. Hulle het die vernuwende invloed van die Gees van God nodig om gelukkig te kan wees. Hulle moet die middelaarskap van Christus te baat neem, om goddelike en bestendige troos te kan vind. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najaag. Wie die waarheid van hierdie skrifgedeelte persoonlik ondervind het, is waarlik gelukkig. Christus onder hulle, die hoop van die heerlikheid, sal genesing vir die liggaam en sterkte vir die siel wees. Die siel wat met die liefde van Jesus besiel is, pyns graag oor Jesus, en deur hom te aanskou, word hy na sy beeld verander. Christus neem in hom gestelte aan, die hoop van die heerlikheid. Sy vertroue neem toe en sy liefde verdiep en verbreed met die versekering dat hy in Christus bly en Christus in hom. En ons kan na Jesus opsien om sy innigste belangstelling en bemoedig word om te volhard en ons volle vertroue in hom te stel wat gesê het: Hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin.